Partykeer, my broers en susters, is dit 'n bietjie van 'n waagstuk om lief te hê. Partykeer sit ons so gemaklik in ons gemaksones, dat dit iets van ons verg om uit ons boksie uit te klim en na buite uit oor grense heen lief te hê. En hierdie week gaan dit nou mos dat ons moet bid en werk vir eenheid tussen Christene. Nou ek was hier om vandag vir julle te getuig van 'n wonderlike eenheidswerk wat die Here tussen ons hier in die Laagveld en in ons omgewing tot stand gebring het. 'n Samewerking soos wat ek in my lewe nog nooit ervaar het nie. So kom ek getuig, kom ek vertel vir julle van die genadewerk van die Here. So 5 jaar gelede besluit ons saam met een ander gemeente in ons dorp, die AGS gemeente, dat ons graag Rick Warren se 40 dae van doelgerigte lewe veldtog wil doen. En dit het baie goed gewerk. Ons het mekaar geniet en ons het saam gebid en vreeslik lekker saamgewerk. So in hierdie jaar, so teen die einde van verlede jaar, begin van hierdie jaar, besluit ons dat ons weer so iets wil doen. Ons wil weer 'n 40 dae hou. En so terloops begin ons praat oor die ding, maar hoekom betrek ons nie ook weer van dalk van die ander gemeentes wat lus is om hierby in te skakel nie. En ons deel dit, maar so half huiwerig met die broers en susters in ons dorp. Julle, en daar steek die Here 'n vlam aan die brand, soos wat ek in my lewe nog nooit ervaar het nie. Ek is so opgewonde daaroor. Ons begin toe, en ons kry vir Dr. Anton Fik. Hy is toe nou daar in Constantia Kruin gemeente in Rodepoort gewees, en hulle het die vorige jaar daar in hulle gemeente gedoen. En Anton kom toe, en hy kom vertel vir ons nooi toe wyd uit, en daar kom toe van oor die hele Laagveld, en van Sabie en Graskop, en al die plekke, kom daar toe nou mense, en hy kom vertel vir ons hoe het hulle veldtog toe nou verloop. Hy deel die visie, en daardie visie raak grond, en daar kom 'n entoesiasme en 'n energie los wat deur die Heilige Gees aan die brand gesteek is. En ons neem toe besluite. Ons besluit toe nommer 1, ons gaan dit 'n safari van liefde noem. Dit gaan nie 'n vliegtuigrit wees wat ons van kamp tot kamp nie, ons gaan van kamp tot kamp deur die safari gaan ons trek. Ons kry 'n embleem, hierdie pragtige embleem van die hart met die kruis daarbey. Ons het 'n simbool gekry, hierdie hartjies wat ons so lank gedra het en wat ons nou nog dra, want liefde moet in aksie oorgaan, dis waaroor ons reeks nou gaan. En ons begin om klein groepe te betrek, en ons begin dit wyd te adverteer. Arme Tanya van die kerk, ek lag so vir haar, want sy het totaal buite haar veiligheidszone beweeg, net om almal te betrek, alles te koördineer, alles aan die gang te sit. Ek sal nooit vergeet nie, daai eerste 2 dae, toe 19 predikante op Muscogee by mekaar gekom het, en ons sit daar reg oor mekaar, en ons begin praat. Ek kyk hulle so en ek dink, as julle met mekaar begin stry, want hulle is van enige denominasie, en van enige affiliasie, en van enige kerkgroep wat jy kan kry. As julle met mekaar begin stry ons 2 dae aan mekaar met mekaar, en ons doen dit nie. Ons kom by mekaar, en ons deel ons roepingsverhale met mekaar, ons waardeer mekaar, ons respekteer mekaar, ons begin saam lees, ons begin saam bid, ons begin saam beplan, en ons spring aan die werk. Julle, en het die Here dit nie op 'n wonderlike manier geseën nie. As ons begin praat oor die hartjies, want dit was nou maar die simbool wat ons vir die mense gegee het om te dra, is daar oor die 6000 hartjies uitgedeel hier in ons omgewing. As ons praat oor die klein groepe, daar het meer as 100 nuwe klein groepe tot stand gekom, waarin mense mekaar rondom die woord van die Here bedien het en met mekaar gepraat het. As ons begin praat oor gesprekke en die kwaliteit van gesprekke wat tussen mense gebeur het, as ons praat van verhoudinge wat in die proses herstel het, en nuwe maniere wat mense met mekaar begin omgaan het, dan kan ek liewer sing daaroor, ek kan liewer juig daaroor, ek kan net aan God al die eer gee vir dit wat gebeur het. Hoekom vertel ek vir julle hiervan? Ek doen dit om 2 redes. Die een rede is om vir God die eer te gee. Julle, as ons besef dat in Johannes 17 Jesus doelbewus gebid het vir die eenheid van sy kerk, dat hulle een sal wees, Vader, net soos ons een is, dan het daar iets van waar geword tussen ons, en ons kom aan God die eer gee, en vir hom dankie sê, dat hy dit waar gemaak het. En die tweede rede is, om vir jou op te roep, om te bly saamwerk aan hierdie eenheid, om dit nie te laat val nie. Want sien, waar jy mede-Christene, al is hulle van 'n ander denominasie, of van 'n ander kerkgroep, of van 'n ander kleur, ook al sien, dat jy sal uitreik met die liefde van Jesus, wat oor grense beweeg, na sulke mense.
En die tweede, dat waar ons ooit weer by so 'n projek betrokke is, jy daarbey betrokke sal raak. Kom ons dank die Here vir sy seën hierin. Here, baie dankie dat U dit vir ons gegee het. En ons wil saamwerk aan daardie eenheid. Ons wil saam bid daarvoor in Jesus se naam. Amen.